So as ons op die smalpad is, dis wanneer die Heilige Gees vir ons die inspraak gee wat die riglyne van die woord is. En soos ek sê, dis my en jou keuse of ons daarvolgens wil leef en of ons wil gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Nou verlede week het ons gekyk na hoe word hierdie pad afgebaken. Op watter manier? En eerste een wat ons dan gekyk het is Hebreërs 12 vers 10 tot 13 wat gaan oor die Here tug ons. En ons het hier vir mekaar gesê dat die manier hoe ons die woordjie tug verstaan is nie wat God se bedoeling is nie. Tug beteken jy word opgelei. Nou hierdie woord mense, jy weet as jy 'n ingenieur wil wees of 'n dokter wil wees, of 'n onderwyseres wil wees, dan gaan jy na een of ander opleidingsentrum toe, universiteit of 'n college of whatever, en jy het 'n klomp boeke, en jy het 'n klomp leermeesters, en hulle lei jou op, om bekwaam te wees, om hierdie beroep wat jy gekies het, om daarin vaardig te wees, en wysheid te hê. Stem julle saam? En ons sê so baie keer, jy weet, ons word nie opgelei om huweliksmaats te wees nie, om in die huwelik te wees nie. Ons word nie opgelei om 'n ma en 'n pa te wees nie. Ons word nie opgelei oor in verhoudings nie. Ons word nie opgelei, wat moet ek maak met my finansies nie, maar eintlik is dit heeltemal verkeerd. Want as ek en jy 'n kind van die Here is hierdie ons opleiding. Dis ons opleiding. Dis ons lewensmanual. Dis ons gids wat vir ons vaardigheid leer, wat vir ons wysheid gee in elke aspek van ons lewe. OK, nou die manier is die Here se manier om vir ons te leer. Onthou julle, ek het vir julle gesê presies wat beteken tugtiging. Dis nie straf nie. Tugtiging is to educate, to teach, to learn, to discipline. Om jou op te lei. En hy doen dit, sy doel is om sodat ons soos Jesus sal optree en sal praat en sal doen in elke situasie. Ons sal soos Jesus mans en vrouens wees vir mekaar in die huwelik. Ons sal soos Jesus met ons geld werk. Ons sal soos Jesus ons kinders opvoed. En hoe is soos Jesus? Volgens die beginsels van die woord. Alright? En die tweede manier van afbaken is wat ons gekyk het na 1 Korintiërs 6 verlede week. Dit is waar die voorskrif vir ons gegee word oor wat ons met ons liggaam moet doen. Hy sê daar, alles is vir jou geoorloof, en ons weet, ons as kinders van die Here, ons word nie gestraf nie, en ons het verlede week gesê, hoekom is dit so regtig so? Ja, Jesus het al ons sondes vergewe, en hy handel nie met ons volgens ons sondes nie, Psalm 103 vers 10, so dis nie wanneer ek iets verkeerd doen, nou kry ek 'n papwiel, of ek is in 'n ongeluk, of ek raak siek, of iemand sterf, of wat, die Here werk nie so nie, ok? Daar al hy slegte goedes kom niks van die Here af nie, ek hoop julle glo my. Die wat lankie is, sal my al glo. Jy word miskien anders geleer, en is anders geleer van kleindag af. Niks wat sleg is kom van die Here af nie. Die Here is die gewer van alle goeie dinge. Jakobus 1 vers 17, baie ander plekke in die Bybel. So, dis nie hoe die Here vir my goed leer nie, maar hy sê vir my, dat my liggaam is 'n tempel van God. En ek het 'n verantwoordelikheid. En hierdie verantwoordelikheid is afbakenings in die skrif, in die woord, dat ek hierdie tempel van God moet heilig hou, moet oppas. Weet julle, ek dink is omtrent 80% van alle siektes word veroorsaak deur verkeerd eet. Verkeerde kosse. Ons het gekyk verlede week na kos, ons het gekyk na slaap, te min slaap, te veel slaap is nie goed nie, te min eet, te veel eet, verkeerd eet is nie goed vir hierdie liggaam wat 'n tempel van God is nie. Ons het gekyk na oefening, te min oefening of geen oefening, te veel oefening is sleg vir hierdie tempel van God. En die Here wil hê, hy baken ons af, hy sê, jy kan maak met jou liggaam net wat jy wil. Jy kan maar rook en drink en dwelms gebruik net soos wat jy wil, jy gaan nie gestraf word daarvoor nie. Maar gaan jy 'n koninkrykslewe hê.
Jy loop nie op die smal pad as jy hierdie goeders doen nie. Jy is besig om te compromise met die wêreldse manier van doen, en dan gaan jy jou tone stamp, jy gaan seer kry, en hy wil dit nie hê nie. Hy wil ons beskerm van daardie breë pad, waar ons seer kry, en dis hoekom hy vir ons riglyne gee in die woord, en sê, dis wat my voorskrifte is vir jou. Maak 'n keuse om te luister vir die Heilige Gees. Goed, so vanaand kyk ons na die 3de versie daar onder aan jou bladsy, en dit is 1 Korintiërs 10, en as jy gou soontoe wil blaai, dan gaan ons nou daar lees, 1 Korintiërs 10, nou hier sê hy net soos wat hy in 1 Korintiërs 6 gesê het. Hy sê weer, daar's mense wat sê, alles is my geoorloof. Ja, alles is vir ons geoorloof. Ons is vry in Christus, ons kan maak net soos wat ons lus het. Hy sê, ja, maar alles is nie heilsaam nie. En hierdie heilsaam is, soos ek verlede week vir julle gesê het, nie goed vir my nie. Ok? Dan sê hy, alles is geoorloof, sê hulle, ja, maar alles is nie opbouend nie. Jy sien hoe word ek afgebaken? Ek kan enigiets doen, maar nou sê hy vir my, alles is nie goed vir jou nie, alles is ook nie opbouend vir jou nie. Vers 24, 'n mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. En dis wat die Here graag wil hê. Vir my en vir jou wat kinders van die Here is, en ons is dit in erns, in 'n verhouding met die Here. Ons kan hierdie keuse maak, om dit wat ons doen, nie tot ons eie voordeel te doen nie, maar tot voordeel van ander, dat dit vir hulle opbouend is, vir iemand anders opbouend is. En dan gaan hy nou hier verder aan, en dan praat hy die hele tyd oor afgodsoffers, oor afgode. En dan vers 31, of julle eet, en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Moenie aanstoot gee nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie. Maak soos ek. Ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, sodat hulle gered kan word. Ok? So hierdie gedagte hier gaan oor, is dat dit wat ek doen, of ek nou eet en of ek drink, of wat ek ook al doen dit tot eer van God, en tot voordeel van ander mense. En dan fokus hy, soos ek sê, baie op die afgode, en ons gaan nou kyk, want weet julle wat? Wanneer ek my eie voordeel soek, en nie die voordeel van ander nie, dan is daar 'n afgod in my lewe, en daai afgod is die eie ek. Alright? Maar ek wil hê, jy moet gou net vorentoe kyk na die eerste paar verse van 1 Korintiërs 10. En jy kan dit gerustig gaan lees by die huis, ek gaan gou vir jou so vinnig opsom wat hierso staan. Hier gaan dit oor die Israeliete. Nou die Israeliete was gelowiges, hulle was die Jode wat in God geglo het, soos wat ek en jy in God glo. Nou hierdie stukkie gaan oor, julle kan nog kyk daar, so hulle het vir Moses gevolg. Moses is 'n tipe van Jesus wat hulle uit Egipte uit na Kanaan toe gevat het. Hulle is almal, was hulle in die wolk. Nou die wolk spreek van God se teenwoordigheid, ok? So hulle was mense wat in God se teenwoordigheid was. Hulle is ook almal in die see gedoop, en dit spreek van die waterdoop. Hulle is almal gedoop. Hulle het almal dieselfde geestelike voedsel geëet, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Nou dit spreek van die wonderwerke wat God vir die Israeliete gedoen het. Hy het vir hulle kwartels en manna voorsien. Wonderwerk, vir hulle kos gegee. En toe Moses toe dan die water is, en Moses slaan meteen die rots, en hy praat met die rots, toe kom daar bonatuurlik water uit. So hierdie gelowiges, wat vir Moses saam met Moses gegaan het, man, hulle is gedoop, hulle ken die teenwoordigheid van God, en wonderwerke het in hulle lewens gebeur. Hulle was sommer sharp Christene gewees. Maar dan sien ons hier in vers 6, tog was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, en hulle het in die woestyn omgekom. Mense, dis presies wat ek en jy ervaar. So baie kinders van die Here. Ons sê, jy weet, ek ken die woord, en ek hoor die stem van die Here, en wonderwerke gebeur in my lewe. Ek is al genees toe mense vir my gebid het toe ek siek was. Al hierdie goedes. Maar dan kyk jy na daai mense lewe, dan sien jy sy huwelik is nag. Hy het risie met al wat 'n mens is, en hy gaan deur bankrotskappe, en dan gaan dit goed, en so is sy lewe. Hy het nie 'n lewe in oorvloed wat God vir hom 'n gedagte het nie. Hoekom nie?
Kyk wat sê hy hierso, verder in vers 6. Hy sê, hierdie dinge het gebeur, as voorbeelde vir ons, dat ons nie soos hulle, deur sondige begeertes moet laat dryf nie. Julle moenie afgodsdienaars word nie. Kan julle onthou, toe Moses die berg opgegaan het om die 10 gebooie te gaan haal? Toe bly hy mos 40 dae en 40 nagte daar, en die volk het toe begin ongeduldig raak, omdat Moses so lank weg was. Wat doen hulle? Hulle maak vir hulle kalf, en hulle is besig om die kalf te aanbid. Mense, dis presies wat ons doen. Wanneer ons 'n bietjie vervele raak, of die lewe is vir ons te boring, dan begin ons vir ons 'n ou afgooitjie kry. Gewoonlik is dit geld, wat vir my 'n grand huis koop en my huis is 'n afgod. Of dit is geld wat vir my 'n mooi kar koop en my kar is 'n afgod. Of dit is oorseese reise, of dit is my reputasie, of dit is my roem, of dit is my geleegdheid, of dit is my kinders, of miskien is dit iemand wat nou baie bekend is, en ek volg hierdie mense, en hulle is die wonderlikste mense, en al my tyd en al die tydskrifte koop ek om prente van hulle te kry en my kamers te plak, want dit is my afgooitjie. Baie keer kan dit godsdiens wees. Die werk wat jy doen in die naam van Jesus, het vir jou so afgod geword. Wat is 'n afgod? 'n Afgod is enige iets of enige iemand wat vir jou te belangrik is. Wat belangriker is as wat die Here vir jou is. Dis enige iets of enige iemand wat jy buitensporig bemin of liefhet. OK? Ek en jy moet by die punt uitkom dat niks vir ons so belangrik is, dat ons ander mense seermaak, want onthou, waaroor gaan dit hierso? Dit moet tot voordeel van ander mense wees. Ons moet nie mense seermaak, as gevolg van ons afgod nie, ons moet nie mense ontstel nie, ons moet nie mense aanstoot gee nie, ons moet nie mense benadeel, of enige skade aandoen nie. Dit is baie, baie belangrik, dat dit in my en jou hartgesindheid moet wees. Maar kom ons kyk verder hierso, vers 11 sê hy ook, hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons, en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons, wat die einde van die tye al beleef. Hy sê daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval. Hier praat hy nou weer van versoekings, want weet julle wat? Wanneer was Jesus in 'n versoeking? Toe hy in die woestyn was. Né? En weet julle wat, daar is 'n ander skrif. Blaai gou na 1 Johannes 5 toe. 'n Woestyn is 'n plek waar dit sleg gaan met jou. 1 Johannes 5 vers 19 sê mooi. Hy sê hier, ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. Nou die vorige vers sê hy al dat die seun van God bewaar ons en die duiwel kan geen houvas op hom kry nie. In vers 20. En ons weet dat die seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Onthou, hy praat hier van die duiwel kan 'n houvas oor ons kry, die duiwel kan 'n mag oor ons kry. En kyk waarmee sluit hy hierdie stukkie af. Liewe kinders, bly dus weg van die afgode. So wanneer ek en jy 'n afgod het in ons lewe, dis wanneer die duiwel kan 'n houvas en 'n mag in ons lewens kry. So ek en jy moet weet, ons kan kinders van die Here wees. Maar wanneer ons nie ons lewens afbaken deur die riglyne van die woord wat vir ons sê, mense, moenie dat enige iets vir jou so belangrik raak. 'n Afgod is iets wat jou oë af van God afkry. Jy verloor jou fokus. Jy begin hink op twee gedagtes. Josua het ook gesit met daai probleem met die volk van Israel. In Josua 24 vers 15 sê hy, julle moet nou kies mense, Israeliete, wil julle vir God dien, of wil julle vir Baal dien? Hy sê, maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. En daarby moet ek en jy uitkom, dat geen
afgod, geen niks en niemand is belangriker as wat die Here vir ons is nie. Mense, kom ons ondersoek ons harte vanaand. Is dit dalk jou stokperdjie? Geldgierigheid in Efesiërs 5 vers 5, jy kan gou soontoe blaai. Efesiërs 5 vers 5 praat hy spesifiek van dat geldgierigheid is afgoderry. Hy sê daar, dit moet julle goed besef, iemand wat ontuig pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige hart is, want gierigheid is afgoderry. Het nie deel aan die koninkryk van Christus. Dit beteken 'n koninkrykslewe hier op aarde. 'n Lewe in oorvloed hier op aarde. Ook al is jy 'n kind van die Here. Wanneer daar gierigheid is, gaan dit oor 'n oordrewe liefde vir geld. Dan het geld mag oor jou lewe. Ek wil graag hê jy moet gou blaai na Handelinge 14 toe. Hierdie is vir my so 'n kosbare stuk. Handelinge 14 van vers 15 af. Blaai gou gesoontoe. Hier is Paulus besig om te praat met een van die gemeentes. Hy sê, mense, wat vang julle nou aan? Ons is maar net sulke mense soos julle. Ons bring vir julle die goeie boodskap, dat julle hierdie sinlose gode moet laat staan, en julle tot die lewende God bekeer. Dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, maar tog bekend gemaak dat dit hy is wat die goeie dinge gee. Hy het vir julle reën van die hemel afgegee en gereelde oeste. Hy het julle volop kos gegee en julle gelukkig gemaak. Jou stokperdjies, jou geld, jou grand whatever, jou geleerdheid, jou kinders se prestasies, whatever jou afgod is, gaan nie vir jou kos voorsien nie, gaan nie vir jou reën voorsien nie, gaan jou nie gelukkig maak nie. Maar net Jesus gaan jou werklik gelukkig maak. Alright, dis waaroor hierdie stukkie gaan. Ook as jy gaan lees in Handelinge 17, as jy verder 'n bietjie aanblaai, hier is Paulus in Athene. En dis gelowiges wat daar is, die Griekse gelowiges. En terwyl hy daar in Athene rondstap, sien hy allerlei afgode. Hy het selfs hier by 'n afgod gekom en sien hier vers 23. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak is, hy is die Here van die hemel en aarde. Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, deur hom beweeg ons, en deur hom bestaan ons. En dit moet jy weet. Jou afgod, deur hom kan jy nie lewe of bestaan nie. Maar slegs deur Jesus. En die Here het ons gemaak om hom te soek. Weet julle wat maak afgode? Of hoekom het ons afgode? Ons soek na iets om ons gelukkig te maak. Ons soek na iets om vir ons erkenning te gee. Terwyl alles wat jy soek in Christus Jesus is. Alright? En daarby moet ek en jy uitkom. Ja. Ja, praat ook. Praktyke van die sondige natuur. Ja. En dan noem die Bybel hierdie klomp goed op. Ja. En een van hierdie is afgodsdiens. Ja, dis reg. Towery en geldskap. En afgodsdiens, ja. En dan sê hy ook, hulle sal nie die koninkryk van God beerf. Dit beteken nie hemel toe gaan nie, want dan sal niemand die hemel toe gaan as ons daai goed nie. Dit gaan oor 'n koninkrykslewe hier op aarde. Maar kom oor hierdie saak, oor afgoderry, dit wat vir jou te belangrik is. Kom ons kyk na 'n klomp praktiese goeders. Jou baas is 'n Jood en jy word gedooi vir 'n ete. En jy besluit, ek eet varkvleis.
of hy nou 'n Jood is of nie, en of hy nou gaan aanstoot neem oor my varkvleis, ek is lief vir varkvleis en dis wat ek eet. Is dit wat die Here wil hê ons moet doen? Hy sê jy moet niks eet of drink wat iemand aanstoot gee nie. Alright? Dis 'n voorbeeld. Jy hou van jou whisky in die aand of jou glasie rooiwyn. Maar jou vrou is nie gelukkig daaroor nie. Sy het miskien 'n slegte ervaring uit haar verlede of wat ook al, maar sy hou nie daarvan as jy alkohol gebruik nie. Maar jy sê, dis my doppie wat ek nodig het vir my ontspanning, en ek is maar baie jammer vir jou. As jy nou nie daarvan hou nie, is dit jou probleem. Is dit wat die Here wil hê ons moet doen? Ek en jy moet dinge doen tot voordeel van ander, om mense nie seer te maak nie, om mense nie aanstoot te gee nie. Selfde ook, as jy gaan uit eet of in 'n geselskap is, waar iemand is met 'n drankprobleem. Wat is die regte ding om te doen? Om geen drank te drink nie. Jy stel daardie persoon in 'n versoeking. Jy doen dinge wat nie tot sy voordeel is nie. Iemand het my seer gemaak. Nou is die eie ek hier op die ou afgooitjie. En nou gaan ek hom daarom 'n punt bewys. Ek gaan my sê. Want die ou eie ekkie moet nou hier tentoongestel word. En jy breek daai persoon af. Jy sê hom sleg. Onthou Spreuke 12 vers 18 sê dat jou woorde kan soos dolksteke vir iemand wees. Okay? En ook in Efesiërs 4, as jy soontoe, ek wil hê jy moet gou soontoe blaai, Efesiërs 4, vers 29, hoor hoe mooi sê hy hier. Mense, hoe praat ons met ander mense? Hoe praat ons met ander mense? Dit wat jy met mense praat, die manier hoe jy praat, en hoe jy hulle aanspreek, en dit wat jy vir hulle sê, is dit tot voordeel van daai persoon? Dis waaroor dit gaan. Hoor hierso wat sê hy, vuil taal moet dan nooit uit jou mond uitkom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. Dis die beginsel wat die Here wil hê. As jy nie iets goeds vir iemand of van hom kan sê nie, bly liewer stil. Dit het ek al baie vir julle gesê hier in die Bybelstudie. Kom ons kyk nou byvoorbeeld na ons kinders. Hoeveel ouers maak nie 'n afgod van hulle kinders nie, en dan druk hulle kinders om te presteer. Man, jy moet hoofmeisie wees, jy moet aan die einde by die prysuitdeling moet jy so 'n string goeders kry, want I want to touch myself. Op my klop op die skouertjie sit, oor my kindertjies wat so oulik is. En weet jy wat gebeur so dikwels? Jou kinders is in stres. Hulle moet antidepressante drink en hulle moet slaappille drink, want hulle is opgecharge, soos jy hulle opcharge om alles te doen tot jou eie voordeel en vir jou eie naam. Kinders grootmaak. Hierso sit 'n klomp jong mense. Ek is baie uitgesproke daaroor. En ek wil nie niemand aanstoot gee nie, maar weet julle wat? Die Here het vir ons kinders gegee om self groot te maak. Nie om by 'n kleuterskool of by 'n ousie te los, sodat hulle moet groot maak nie. Dis een van die goed waarvan ons eendag sal moet rekenskap gee. Want dit is God se kinders wat hy vir jou gee. Ek weet van 'n man en 'n vrou, wat die vrou het glad nie nodig om te werk nie. Haar man verdien oorgenoeg. Maar omdat sy ook so baie verdien, het hulle nou hierdie verskriklike finansiële verpligtinge. So nou werk sy om haarself te regverdig. Sy en my dogter was in 'n gesprek, en my dogter het 'n keuse gemaak om haar beroep te los en haar kinders self groot te maak, en sy en die vroutjie is so in 'n gesprek, en die vrou sê toe vir haar, wel sy weet sy het nie eintlik die geld nodig, sy kan haar sonder klaar kom, maar sy voel so in niks werd as sy by die huis is om haar kinders groot te maak. Sy word nie daardeur gestimuleer nie, dis haar woorde. En my dogter sê toe vir haar, maar vrou, die tyd dat jy gestimuleer moet word, moet op hierdie stadium van jou lewe nie vir jou so belangrik wees nie, want nou is dit die tyd dat jy jou kinders moet stimuleer. Dis tot hulle voordeel dat hulle deur hulle ma gestimuleer moet word. Maar is mense bereid om dit nog te doen vandag?
Is ouers bereid om saans te sê, hulle programme so in te deel, te sê, ek gaan nuus kyk is nie vir my belangrik nie, om my storie te kyk is nie vir my belangrik nie, ek wil saans in my kind se lewe inbou, ek wil huisgodsdiens hou, whatever, of gaan dit oor wat ek wil doen? Whatever nou van die kinders word, en wat van hulle geestelike lewe word, dis nou maar irrelevant. Daar's ander mense wat ek ken, die man en vrou is baie oefen georiënteerd, en toe hulle ook 'n babetjie kindjie was, moes daai arme kindjie, die vrou dit vir myself vertel, is nie kinderstories nie, 05:30 in die oggend as hulle wil gaan drank, word daai ou kleine babetjie uit die bed uitgehaal, en in die karretjie gesit, want hy moet maar aanpas by ma en pa. Ma en pa wil gaan oefen, so hierdie ou kleine kindjie moet nou maar, daai tyd van die nag, maar saam met hulle gaan jog. Want ma moet haar lyfie reg hou, en sy wil gaan kamerate afklop. Is dit tot voordeel van die kinders? Daardie kindjie slaap nie, nou nog nie, hy sal amper 3 jaar oud, hy slaap nie, hy moet skedule 5 medikasie neem, om net tot bedaring te wees. Oor 'n ma, wat nie dinge gedoen het, tot voordeel van haar kinders nie. Dit gegaan oor wat ek wil doen. Sien julle? Dis nou een van die radikale goeders. As ek besluit, ek wil 'n goeie lewe lei, ek wil mooi aantrek, ek wil diamante dra, ek wil elke jaar oor see gaan en al wat 'n land is gaan kyk, dan moet daar maar skuld gemaak word, maar ek wil doen wat ek wil doen. I want to meet up with the Joneses. Is dit tot voordeel, of is dit binne die riglyne van die woord? Sit ek maar dit een kant, want ek wil doen soos wat ek dit wil doen. Ek en jy moet by die punt kom dat ons nie mense in 'n verleentheid sal stel nie, dat ons nie oor mense se swakhede en hulle foute sal praat nie. Moet ook nie vriende wees met iemand om jouself te bevoordeel nie. Wat is jou gesindheid teenoor vriende? Okay, waaroor gaan dit vir jou? En weet julle wat vind ek ook, en ek wil dit graag noem, wanneer jy vakansie hou, geld hierdie beginsel nog steeds. Doen alles, of jy eet en of jy drink, of wat jy ook al doen alles tot eer van die Here. Okay? Mense gaan met vakansie, en dan gooi hulle alle riglyne, wat hulle normaalweg volgens lewe, gooi hulle oorboord, en hulle raak heeltemal die pad byster. In jou besigheid, vereffen jy jou skuld, betaal jy jou skuld, want as jy jou skuld nie betaal nie, benadeel jy iemand. Okay? 'n ander persoon se besigheid word benadeel, omdat jy nie die skuld wat jy vir iemand skuld betaal nie. Ons kan baie voorbeelde noem. Mense se gierigheid oor geld het al ook vir ons al baie skade gebring, want in sy besigheid is dit 'n baie algemene ding. Goed, so dit is waaroor 1 Korintiërs 10 gaan. Die beginsel het julle hier, dat ek en jy nie afgode moet hê nie, want dan doen ons dinge tot ons eie voordeel, en nie tot voordeel van iemand anders. Ek wil net gou vir jou sê hier, die Amplified sê hierdie deeltjie baie mooi, van dat dit tot opbouend moet wees vir iemand. Hy sê, dit moet helpful wees vir iemand, expedient or profitable or wholesome, of dit moet constructive wees vir iemand se karakter. Dis nou spesifiek wanneer jy dinge sê vir iemand. Dit moet hom sy karakter bou, nie hom afkraak en vir hom sleg sê nie. Ons het na sulke voorbeelde gekyk. En dan ook op geestelike gebied. Wanneer ons dinge doen vir iemand, moet dit tot voordeel wees ook vir iemand geestelik. En as jy op die vorige bladsy net kyk, 1 Korintiërs 9 vers 19, hoor hierso wat sê Paulus. Paulus sê, hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen.
Hoe is ons gesindheid teenoor mense wat hulle geestelike lewe aanbetref? Is ons net altyd daarop uit om krities te wees en te kyk, hy is nie 'n goeie Christen nie, en kyk wat doen hy alweer? Dis nie opbouend vir 'n persoon nie. Maar wanneer jy sien jou medegelowige is van die pad af, wat ook al, doen dit wat in Galasiërs 6 staan, met sagmoedigheid en met liefde, help hom reg. Okay, moet tot opbouing en tot daardie persoon se voordeel wees. Kom ons kyk na die volgende versie op ons aantekening, Efesiërs 5. Efesiërs 5, en op jou aantekening staan vers 10, maar ek wil sommer van vers 8 af lees. Goed, Efesiërs 5 vers 8 tot 10. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed is, kom alles voort wat reg is en kom alles voort wat waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eer aan die kaak. Nou hier is die beginsel dat vir my en vir jou om op die smalpad te loop, moet ek en jy vra, dit wat ek doen, is die lig van die woord daarop en is die vrug daarvan goed? Die vrug van wat ek doen of sê, moet goed wees. Die vrug van wat ek doen of sê, moet reg wees. En die vrug wat ek doen of sê, moet waar wees. Volgens die woord. Okay, want hy praat hier van die lig. Ons moet binne die lig lewe. En dan, daarmee saam, want al hierdie goeders is aanneemlik vir God. Dit moet my en jou vraag wees, dat ek en jy dinge wil doen wat aanneemlik is vir die Here. Die Engels sê mooi, what is acceptable unto the Lord. Hierdie ou bandjies wat ons altyd gedra het, what would Jesus do? Wat sou Jesus gedoen het in hierdie omstandigheid? Is dit goed? Kom ons kyk hierso na 'n paar voorbeelde. Die Engels praat van goodness. Romeine 12 vers 2, kom ons bly gou soontoe. Romeine 12 vers 2. Hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Daar's klaar die eerste punt. Vir my en vir jou om iets goed te doen. Om sy wil te doen, dit wat goed is. Hier sê hy, jy moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie. Mense, nou wil ek gou vir jou sê. Die saai-maai beginsel geld in alles. Nie net finansies nie. Maar ook, as jy jouself gaan voed, kyk na, lees, in geselskap sit, met ander woorde hoor, die wêreldse goed, dan saai jy dit in jou lewe in. En die oes wat jy gaan kry, gaan daarvolgens wees. Alright? So, hoe meer jy die woord hoor, die woord lees, die woord geselskap hoor, is dit wat in jou ingesaai word, en dit is wat uit jou uit gaan kom. So hier begin hy deur te sê, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Dit wat in jou denke is wat jy hoor, en wat jy sien, en waarmee jy besig is. Jou denke te vernuwe, dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed is, wat vir hom aanneemlik is, en wat vir hom volmaak is. Die res van daardie stukkie, die eerste stuk daar, gaan oor genadegawes. En mense, dis iets wat goed is. Wat die wil van God is, dat almal van ons moet uitstap en ander mense bedien met ons genadegawes wat God aan ons toe vertrou het. As jy 'n teacher is, dan moet jy gaan teach op een of ander manier. Begin op 'n klein skaal. As jy 'n bemoedigende vermaaner is, en iemand kom na jou toe, dan moet jy hom bemoedig met die woord. Of moet jy hom vermaan, regstel, oor 'n keuse wat hy moet maak. As jy 'n uitdeler is, dan laat toe dat die Here jou gebruik. Dit is goed in God se oë. Dis aanneemlik vir hom.
Dis waarvoor hy ook onder andere wil hê dat ek en jy hier moet wees. Kom ons kyk dan nog ietsie wat goed is. Verhoudings. Die Here wil hê ons almal moet in verhoudings wees. Om 'n suksesvolle verhouding te hê, is dit goed dat jy mense sal bel en vir hulle sal sê, ek dink aan jou, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou, of mense komplimenteer, vir mense komplimente gee. Dis goed. Dis lekker om in sulke mense se geselskap te wees, eerder as om by iemand te hê en te sê, ag, jy weet, ek is tog te besig, ek kan nie met jou gesels nie. Wat 'n boodskap stuur jy vir daai persoon? Jy's nie vir my belangrik nie. Kom ons kyk na dit wat reg is, wat dinge wat reg is. Dis reg vir kinders om aan hulle ouers gehoorsaam te wees. Stem julle saam? Dan leef jy binne die lig. Dis reg om binne die huwelik maats dat hulle getrou is aan hulle huweliksmaats. Stem julle saam? Dis binne die beginsels van die woord. As jy byvoorbeeld dink jy is gay, is dit reg om 'n keuse te maak om nie gay te wees nie. OK? Ek het al 'n jong seun by my gehad wat dit gesê het. Hy het vir my gesê, Tannie, van kleins af stel ek belang is in mans, maar ek weet, dis nie vir die Here aanneemlik nie, en daarom kies ek om nie gay te wees nie. Dis reg, dis in die lig lewe, dis dat jy jou lewe afgebaken word, en jy loop op die smal pad. As jy dink jy's nie meer lief vir jou man of vir jou vrou nie, kry jou gesindheid reg, teenoor daai persoon. Baie huwelike is al so herstel. As iemand lelik was met jou, is dit reg om nie ook lelik te wees met daai persoon nie. Dis verkeerd om kwaad met kwaad te vergeld, maar dit is reg om goed met kwaad te vergeld. OK? Om goed. Nee, kwaad met goed te vergeld, ekskuus. Alright. Julle is wakker, hè? Om dit wat waar is, kom ons kyk, dit wat ek doen en sê, moet waar wees. Wat is waar? Wat is waar? Wat sê die Here oor jou? Wat dink jy wat nie waar is oor jouself nie? As jy dink, ek is maar 'n ou wurm in God se koninkryk. Ek is so 'n slegte sondaar. Weet jy wat? Dis nie die waarheid nie. As jy 'n kind van die Here is jy nie meer 'n sondaar nie. Jy doen nog sonde, maar jy's nie meer 'n sondaar nie. OK? Jy is kosbaar vir die Here, dis waar. Die Here het jou met eer en heerlikheid gekroon, dis waar. Weet jy, as jy dit wat waar is, wat die woord sê van jou, dan gaan jy nie depressief wees oor jouself nie. En sleg dink oor jouself nie. OK? As jy die keuse maak om altyd die waarheid te praat, ook al dink jy, as jy die waarheid praat, gaan jy in die moeilikheid kom, dan leef jy binne die riglyne van die woord, binne die lig. Goed, nog iets wat waar is die saai-maai beginsel. Hoe meer gasvry jy is, gaan jy gasvry terugkry. Hoe meer vriendelik jy is, hoe meer gaan jy vriendelikheid terugkry. As jy gaan kyk in Filippense 18, ons ken baie goed vers 19 wat sê, dat God sal ryklik voorsien in elke behoefte van jou. Maar vers 18 sê, dat as jy 'n offer gee, vir die een wat jou bedien in jou kerk, of die een wat vir jou 'n lering gee, dan sê hy, dis 'n aanneemlike offer vir God. En dan sê hy, ek sal ryklik voorsien in elke behoefte van jou. Dis die waarheid. OK? Efesiërs 5 vers 8-10, sien julle daar, wat is die afbakening hier? Dit moet goed wees, dit moet reg wees, dit moet waar wees, dan is dit aanneemlik vir God. So wanneer jy iets doen, vra jouself af, dit wat ek nou gaan doen, is dit aanneemlik vir die Here? Dan stap jy op die smalpad. Kom ons kyk na Kolossense 3. Kolossense 3 vers 23, sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here, en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Mense, dis waaroor dit gaan.
Kolossense 3 het ek nou gelees, vers 23 en vers 24. Doen alles asof vir die Here en nie vir mense nie. Moenie dinge doen om in mense se guns te kom nie. Moenie by partytjies nou beginne drink, beginne saam vloek, saam lelik praat, want dis die geselskap nie, en as jy nou gaan prim en proper hierso sit, dan gaan hierdie mense nie van jou hou nie. Wees by 'n partytjie, wees by jou werk, wees in enige geselskap wat die Here wil hê jy moet wees, en nie wat mense wil hê jy moet wees nie. Die Here het vir Petrus gesê, toe Jesus vir hom sê dat hy gaan gekruisig en begrawe word en opstaan na 3 dae, toe sê Petrus vir hom dat dit sal nie gebeur nie. En Jesus het vir Petrus aangekyk en gesê, in Matteus 16 vers 23 het hy gesê, Satan, wyk voor my, want jy dink nie wat God wil hê nie, maar wat mense wil hê. Okay? In Handelinge 5 vers 29 staan ook, dat ons moet eerder aan God gehoorsaam wees, as aan mense gehoorsaam wees. Mense, moenie toelaat dat jy gemanipuleer word deur mense nie. Daar's 2 maniere van manipulasie. Die een is deur vrese. Jy weet, as jy vir my werk, moet jy die boeke knoei, anders gaan jy afgedank word. Vir wie werk jy? Vir die Here, dan knoei jy nie boeke nie. Okay? Die tweede manier van manipulasie is skuldgevoelens. Iemand het iets vir my gedoen, nou moet ek ook iets terug doen. Dit is goed om iets terug te doen, maar doen jy dit om jy verplig voel? Omdat jy skuldig voel, omdat daai persoon iets vir jou gedoen het? Nee, vra vir die Here, dat hy vir jou sê wat jy moet doen. Dalk wil hy jy moet heeltemal iets anders doen, vir daardie persoon. Hierdie hele stuk hier, in Kolossense 3, gaan oor verhoudings. Mense, in die huwelik, die opdrag vir die vrou is, dat ons aan ons mans onderdanig moet wees. Hier staan dit in vers 18. Of jou man dit verdien, dat jy onderdanig is aan hom, jy doen dit nie vir die mens nie, jy's onderdanig aan jou man, omdat jy aan God gehoorsaam is. Of hy nou die geestelike leier is in jou huis, of hy priester en profeet is in jou huis, maak nie saak nie. Alright? Jy is onderdanig omdat jy aan God se woord gehoorsaam is. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. En nie die lewe vir hulle bitter maak nie. Of jou vrou nou soos 'n druppende kraan is, en of jou vrou nou die tandepaste buise proppie aflos en dit irriteer jou, en of jou vrou snork in die nag, en of jou vrou whatever verkeerd doen, jy het haar lief, omdat jy aan God gehoorsaam is, dan stap jy op die smal paadjie. Okay? Want as jy dit nie gaan doen nie, dan is jy op die pad waar jy jou tone kan stamp en dan lei dit tot 'n ongelukkige huwelik. Kinders aan hulle ouers gehoorsaam wees, of jy dink jou ouers is onredelik of nie, jy moet as kind aan jou ouers gehoorsaam wees. En dan in die werksituasie. Hierdie stukkie sê baie mooi, jy moet nie werk om deur mense raak gesien te word nie. Omdat jy weet, jong, ek moet nou perform, maar dis weer verhooging tyd nie. Jy werk elke dag, asof jou baas die Here is. Dis die beginsel wat hier vir ons deurgegee word. Okay, kom ons kyk nou na die volgende vers, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Onthou, as kinders van die Here is ons vry. Vers 16 en vers 17. Vers 16 sê, julle is vry. Weet jy dat jy vry is? Weet jy kan maak net wat jy wil? Alright. Hy sê hier, die riglyne van die woord, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Hierdie kwaad, die Engels praat van to be wicked, wickedness. Maar gebruik dit om God te dien. Om God te dien beteken doen sy wil. So moenie kwaad doen nie. Ook al is jy vry en jy kan doen wat jy wil, doen wat die Here se wil is. Nou gaan dit hier oor 2 goed vers 17. Julle moet alle mense respekteer.
en julle moet julle medegelowiges lief hê. Vrees God en eer die keiser. So ek gaan nou na hierdie twee goed kyk vanaand, oor hoe, op watter manier doen ek kwaad en misbruik ek my vryheid. In die eerste plek, as ek nie mense respekteer nie, met ander woorde, ek het 'n verkeerde gesindheid teenoor mense. Vir die petroljoggie het ek geen respek nie, want hy het geen geleerdheid nie, al wat hy maar doen is petrol ingooi. So ek praat onbeskof met hom, en ek is onbeskof met hom, net omdat hy is wat hy is. Maar wanneer my geëerbare doktersvriend kom kuier, dan respekteer ek hom, want hy is dan after all, hy is 'n dokter. Alright? Kom, ons blaai gou na Jakobus 2 toe. Jakobus 2 vers 1. Jy kan hierdie hele stuk gaan lees by die huis, ek gaan net 3 verse hierso lees, om tyd te spaar. Vers 1 sê, my broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Vers 6. Maar julle behandel die arme man met minagting. Is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie? Is dit nie deur hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? En dan vers 9. Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. Van watter wet praat hy hier? Nie die 10 gebooie nie, maar die Nuwe Testamentiese wet van Matteus 22. Vers 37 tot 39 wat sê, jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy respek het vir jouself, moet jy respek hê vir jou naaste. Dis die beginsel hier. Anders doen jy kwaad. Anders is jy nie op die smal pad nie. Anders lewe jy nie volgens die afbakening van die woord wat sê, dat jy moet alle mense met respek behandel nie. Maak nie saak of hy geleerd is, maak nie saak of hy pink of geel, of 'n kind is of 'n groot mens nie. Ok? Maak nie saak wat sy posisie is nie. Ons moet alle mense respekteer. Die beginsel wat vir my baie kosbaar is dit wat in Filippense 2 staan, as jy soontoe wil blaai. Filippense 2, vers 3 en vers 4. Hy sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Dis die beginsel. Hy sê, julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ok? Dan die ander kant wat hy hiervan praat, in 1 Petrus 2 vers 17, gaan oor die liefde. Ons moet ons medegelowiges lief hê. Mense, en hy praat nie hier van 'n phileo liefde nie, 'n vriendskapsliefde nie. Hy praat hier van agape liefde. Agape liefde is 'n onvoorwaardelike liefde. Dit sê, dat ek het my medegelowige lief, omdat hy 'n spesiale persoon is deur God geskape. Maar weet jy wat? Jesus en God die Vader het die wêreld, ook die ongelowiges, so lief gehad, dat God sy seun laat sterf het vir die ongelowiges. Hier word die opdrag gegee, wees lief vir die medegelowiges, maar ons moet selfs ons vyande lief hê. Ons moet ook die ongelowiges lief hê. As die Here 'n ongelowige, 'n sondaar, en onthou jy was ook een, so lief gehad het, dat hy bereid was om te sterf, wie's ek om te sê, ek het hom nie lief nie? Elke mens is deur God geskape. Elke mens is kosbaar in God se oë. Die Here het, of jy 'n kind van die Here is, of 'n sondaar is, hy het vir almal lief. Het jy dit geweet? En hy het vir almal gesterf. Die beginsel hier is Romeine 13, kom ons lees gou daar. Romeine 13, vers 7 en vers 10. Vers 7 sê, gee dus aan almal wat hulle toekom. Belasting, as dit belasting is, want hy praat daar mos van vrees God en eer die keiser.
Belasting, as dit belasting is, so, as jy belasting ontduik, is jy nie op die smal pad nie. Aksyns, as dit aksyns is, ontsag, as dit ontsag is. Dis respek. Eer, as dit eer is. En dan vers 10, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Vanuit liefde kan jy nie 'n ander persoon kwaad aandoen nie. Dis die beginsel om op die smal pad te loop. OK, dis my en jou keuse. Dan die laaste ene, Galasiërs 5. Dieselfde gedagte hier. Galasiërs 5 vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Weereens, ons kan maak, alles is vir ons geoorloop. Ons kan maak net wat ons wil. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Hier gaan dit oor dien mekaar. Ek wil graag vir jou ook vers 17 lees. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en hoor hierso. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Want wat moet ek en jy doen? Ek en jy moet mekaar dien in liefde. Ons kan nie net doen wat ons wil nie. Ons moet mekaar dien in liefde. Dis die vraag, wat sal ek sê, grondbeginsel wat die Here hierso vir ons gee. Wat hy wil hê dat ek en jy as kinders van die Here moet doen, om op die smal pad te wees. Dien mekaar, of dit voete was is, of dit 'n bord kos is, of dit kruideniers gaan koop is, soos wat nie jou sondige natuur wil nie, maar soos wat die Heilige Gees jou lei. OK? So, wees 'n dienaar in diens van jou naaste. En dan die beginsel wat hy hier gee, is dat in liefde, onthou nou, die Heilige Gees het in elke kind van die Here sy liefde uitgestort. Dit staan in Romeine 5 vers 5. En dan in 2 Korintiërs 5 vers 14 staan daar, die liefde van Christus dring ons. Nuwe vertaling sê, die liefde van Christus dwing my. Dwing my om vir my naaste goed te doen, om my naaste te dien. Daai liefde van die Heilige Gees wat hier binne in my is, dit moet my dwing. Ek moet dit nie doen om iemand te beïndruk nie. Ek moet dit nie doen om iemand se guns te wen, omdat dit my plig en my verantwoordelikheid is. Jy's vry, jy hoef dit nie te doen nie. Maar die liefde van Christus moet my dring om 'n dienskneg en 'n diensmaagd te wees vir mekaar. Dink net, as ons Christene so kon gewees het, mense, ons het nog baie om te leer. Ons sit, elke ou in sy eie ou hoekie en op sy eie ou mishoopie, besig om sy eie ou lewetjie te maak. Stem julle saam? As ons hierdie goeders kyk, mense, dan besef ek net, ek kan verstaan, dat ander gelowe na ons as Christene kyk en sê, as julle Christene so is, dan wil ek nie 'n Christen wees nie. Nou, ons het nou al hierdie goed geleer, is dit vir ons moontlik? Kom, ek sluit af, en ek antwoord jou vraag met Handelinge 3, vers 26. Handelinge 3, vers 26. Weet julle, die Here sal nooit iets van ons vra, in sy woord, as hy dit nie vir ons maklik maak nie. Handelinge 3 vers 26 sê, daarom het God sy dienaar na die wêreld toe laat kom, en hom heel eers na julle toe gestuur, om vir julle tot 'n seën te wees, deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring. Ek en jy is op daai pad. Hy het vir ons sy dienaar gegee, Jesus, wat die vlees, woord wat vlees geword het, en onder ons kom woon het. Hy het dit vir ons kom moontlik maak, hy het dit vir ons kom demonstreer. What would Jesus do? Dis wat ek en jy onsself moet afvra. Nie om mense te beïndruk nie, mense, wanneer jy 'n liefde vir God het, dan wil jy outomaties hierdie goed doen.
Dit wat ons vanaand gepraat is, dat julle nou moet gaan, ek voel so skuldig, en van nou af moet ek dit, en vergeet dat jy gaan dit nie reg kry nie. Dit moet van binnekant afkom. Dit moet hierdie Heilige Gees liefde wees, wat jou gaan dring, om al hierdie goeders, om ander mense te respekteer, om ander mense lief te wees, om vir ander mense geen kwaad aan te doen nie, om vir ander mense op te bou, om ander mense nie aanstoot te gee nie. As jy heel dag moet loop en dink, ek moet tog nog net vandag versigtig wees, dat ek tog net iets sê en iemand aanstoot, jy gaan 'n wrak wees. Dit moet kom, die woord moet so in jou in wees, die liefde van God moet so in jou in wees, dat het uit jou uit gaan kom. Ok. Goed, volgende week gaan ons aan met hierdie onderwerp.